Geseëne van die Here, dis weer eens 'n Sondagoggend woord vir jou. 'n Kort woord voordat jy werk toe gaan dalk, of voordat jy iewers heen gaan, voordat jy selfs kerk toe gaan. Net 'n kort woord vir jou op hierdie Sondagoggend. Ons stuur dit elke Sondagoggend uit vir jou, dat jy kan weet, net 'n 12 minute woord om sterk te staan in die Here jou God, en dat jy kan moed hou. Nou, die verhaal vandag wat ek vir jou wil vertel, het so direkte invloed en toepassing in ons lewe, soos wat die Gees van God lei. En mag die Gees van God ons net kragtig lei. Kom ons bid gou saam. Here, ek dank U nou vir die woord, vir die Heilige Gees salwing, vir die teenwoordigheid van ons God, op elkeen wat na hierdie boodskap kyk, dit daarop sal rus, Here, dat elkeen vandag U liewer gaan hê, 'n dieper verhouding met U gaan hê, 'n keuse sal maak om U te volg in alles, in die koninkryk, in die geregtigheid, en te doen wat U behaag. Mag elkeen vandag, Here, nie vra, Here, help my nie, maar sê, Here, wat kan ek vir U doen? Here, hoe kan ek lewe, sodat, Here, U tevrede kan wees met my lewe? Heilige Gees, lei my en wees in my. Vader, lei ons net deur hierdie woord, want ek weet, dis 'n kragtige woord uit die hemel uit, vir elkeen, tot eer van ons God. Amen, amen en amen. Geseëne van die Here, ek is opgewonde as ek kyk na hierdie woord, Johannes 4. Nou as ek in Johannes 4, net hierdie volgende skrif wil ek vir jou lees, en ek wil vir jou sê, daar is soveel krag in die woorde van Jesus, daar is soveel krag, van Jesus leer ons, hy sê vir ons, weer eens herhaal ek dit vir jou, totdat jy dit altyd gaan hou. 1 Petrus 4 vers 11, spreek woorde soos God, maar dien uit die krag uit van God. Nou God spreek lewe, God spreek, en as God iets gesê het, dan gebeur dit. Ons gaan nie eens twyfel daaroor, ons glo dit. So ons vat die woord van God en ek glo dit. Ek gaan nie twyfel daaroor nie. As ek 'n woord gekry het, dan lewe ek dit klaar. Ek bedink dit nie eens nie, ek lewe dit, want ek glo dit. Ek gaan in die rigting van die woord van God, want ons lewe in die woord van God. Luister gou wat sê die woord vir jou vanoggend in Johannes 4, nee, en dan gaan ek hierdie verhaal net vinnig met jou bespreek. Kind van God, Jesus antwoord hom, gaan jou seun lewe. En die man het die woord geglo, dis belangrik. Hy het die woord geglo dat Jesus vir hom gesê het en hy het gegaan. Met ander woorde, hy hoor 'n woord by Jesus en hy pas dit dadelik toe op sy lewe. Wat sê dit vir jou vandag? Hierdie man was 'n leerowerste. Hy het gewerk vir Herodes. Herodes was beskou as hierdie magtige man wat homself baie keer as 'n God self wou beskou het en wat 'n koning was en hy het soveel autoriteit in gelewe en hy het soveel vrees afgedwing en die wette afgedwing. Maar hierdie man wat vir hom werk, hierdie leerowerste wat baie mense onder hom het, sy seun was dodelik siek en sy seun lê op sterwe. En as ek baie mooi kyk, het hy 'n dagreis het hy geneem, want hy het gehoor Jesus is in die area. En hy het daai hele dag gestap om net by Jesus uit te kom. Hy gaan nie na die koning toe wat die autoriteit en die mag het, Herodes, en hy sê, my seun is baie siek, kom bid asseblief my seun, of raak net my seun aan, genees hom nie. Hy weet self dat Herodes ook net uit die vlees uit regeer. Hy wat 'n leerowerste is, stap na die Messias toe. Hy het gehoor van die Messias. Hy het gehoor die Messias is in die area, maar dis 'n dag ver wat hy moes loop. En hy kom by Jesus uit in die 7de uur. En daardie 7de uur wat hy op daardie spesifieke stadium by Jesus uitkom, sê Jesus, kom saam met my af, kom loop net saam met my terug, want my seun gaan sterwe. En Jesus kyk na hom, en Jesus sê vir hom, wat ek nou gekwoteer het in vers 50, Jesus sê vir hom die volgende, Jesus sê vir hom, gaan terug, jou seun lewe. Met ander woorde, Jesus het nie nodig gehad om saam met hom te loop nie. Jesus het nie nodig om 'n show op te gooi nie. Jesus het nie nodig om homself, kind van God, in die teenwoordigheid van hierdie man wat 'n leerowerste is, te plaas nie, of onder sy gesag te plaas nie, maar hy is onder die goddelike gesag. Hy spreek een woord en hy sê, gaan, draai om hier waar jy is, gaan terug na jou huis toe. Hierdie man stap 'n hele dag tot hier, om Jesus te kom haal, maar Jesus sê vir hom, draai om en gaan terug, jou seun lewe. En dan sê die woord, hy het geglo. Dis die kern. Hy het geglo, hy het dadelik omgedraai, en hy het teruggeloop. En sy diensknegte
het hom op die pad kom ontmoet die volgende dag en vir hom gesê, u seun is baie beter. En hy sê, in watter uur het dit gebeur? En nadat hulle dit vir hom verduidelik, besef hy, dis presies in die tyd toe hy met Jesus gepraat het, en Jesus vir hom sê, draai om, jou seun is gesond, gaan terug. En hy besef, dit was die Messias gewees. Kind van God, hoeveel keer kry jy 'n woord van die Here af? Hoeveel keer lees jy 'n woord, en jy doen niks daarin nie? Die woorde van God het krag. As jy die woord van God vat, om te glo soos 'n mosterdsaadjie, begin jy ook te doen. Die boek Hebreërs 11, dan besef jy, al moet jy dalk 7 keer om jou probleem loop, om jou Jerigo, sal sy mure val, want God het gesê. As die Here, ons kyk na hierdie rots, wat William Paul vir jou wys, hierdie vreeslike stuk rots hier, dan kyk ons weer eens, by Horeb, waar Moses kom, 'n rots is 'n dooie ding, maar as God gesê het, praat met die rots, of as God gesê het, slaan op die rots, onthou dat dit het 2 keer gebeur. Een keer het die Here gesê, praat, die ander keer het die Here gesê, slaan op die rots. Moses het al 2 kere geslaan, maar, dit is nie waar dit gaan nie, 'n dooie rots, kan nie vir jou water gee nie. Man, as ek kyk na hierdie klip, hier voor my, hierdie klip kan geen water vir my bied nie, hy's dood, hy beteken niks, maar as God sê, hier kom water uit, dan kom die water uit. As God sê, slaan op hom, en jy slaan op hom, om water te kry, dan ontvang jy water, want dis die God wat ek hier dien. Dit wat God sê, doen jy dadelik. Jesus sê vir hom, owerste, gaan, en hy gaan. Jesus sê vir jou, staan in geloof, en gaan, dan doen jy dit. Maar ons wil te veel dinge uit onsself uit baie keer doen, en dan daardie leen van wat mense baie keer sê, die Here het gesê, as die Here nie gesê het nie. Doen net wat God sê. Doen wat God sê. Petrus het geleer, voor hy sy nette uitgooi, het hy eers gesê, ek doen dit op u bevel. En toe hy dit aan die ander kant ingooi, wat nie sy gewoonte was nie, op die bevel van Jesus, toe vang hy baie visse, soveel, dat sy nette wou skeer. In elke situasie wat ons luister na God, sal jy geseën wees, en sal jy kan omdraai, en sê, dankie Here, dankie, jy het my verhoor. Leer vandag iets, 'n maklike pad, wat vir jou reg lyk, is baie keer die einde van jou lewe, einde van jou drome, einde van jou visie, is baie keer 'n pad, wat ons nooit sukses in bereik nie. Maar 'n moeilike pad, baie keer wat die Here vir jou sê om te stap, beteken nie is 'n maklike pad en 'n gerieflike pad nie, maar is baie keer die regte pad, om by die regte doelwit uit te kom. En as jy dan 'n visie het, sal hy visie nooit doodloop nie. Doen wat God vir jou sê om te doen. Kom ons bid saam. Here, ek spreek nou die seën oor elkeen uit, en dat elkeen gehoorsaam sal wees, dat elkeen sal vashou nie, sal glo, vertrou, en as u gepraat het, dadelik omdraai en doen, glo met ander woorde, want ons glo, want ons het 'n lewende ware God, en u gaan ons weer eens vooruit, in Jesus naam, amen, amen en amen. Mag God jou seën, mag jy goeie moed hou, mag jy nie moed verloor nie, mag jy gehoorsaam wees aan die stem van die Here jou God, getrou wees in die Here. Kind van God, is tyd om siele te wen, en jy kan ons help, jy kan ons help, om by meer siele uit te kom. Jy kan help dat die woord van God kan uitgaan, om siele te bereik, maar jy kan ook uitgaan en vir mense gaan bid. Jy kan ook uitgaan en 'n verskil maak, selfs in ons bediening, selfs in bedieninge daar buite, maar ons het baie werk wat gedoen moet word, om God te verheerlik, maar om siele te wen. Die hel moet leeg raak, en die hemel moet vol raak. Die Here God met jou.